Ek dink ons is baie opgewonde oor die feit dat Madiba vir ons 'n baie mooi legacy nagelaat het. Maar ons kan so maklik vasval om dit wat verby is te vier. En ons het gedink die een ding wat hy gedoen het was om ons bewus te maak van gryp elke geleentheid in die lewe aan. En ons weet daar's soveel mense wat net weer nodig het om daai ekstra hupstootjie te kry en te sê die lewe is die moeite werd. En ons het die geleentheid sonder dat dit 'n arm en 'n been kos, elkeen van ons individueel om vir iemand daai geleentheid te gee. So dis hoekom Groot FM opgewonde is om by hierdie dag betrokke te wees en ons gemeenskap net weer opnuut bewus te maak van die geleenthede wat ons elkeen het om 'n verskil te kan maak. Mens wonder altyd wat mens kan doen op so 'n dag en hoe jy regtig 'n indruk kan maak en 'n stempel kan druk. En ek dink hierdie is 'n ongelooflike doel en is 'n ek love kids en ek love Groot FM ondersteun ons so toe hulle ons bel het ek dadelik gesê ek's in en ek wil deel wees van die dag. Almal praat oor Madiba se dag en almal praat om te gee. En Suid-Afrikaners is mense wat altyd wil gee. Hulle weet nie altyd waar om te gee nie en hierdie tipe van bewusmaking, jy weet, beteken baie vir die gemeenskap. En dit is so lekker om te sien dat die gemeenskappe almal betrokke is. Ek bedoel, ek het net in die Kaap geland, maar ek is hier en ek is bly om hier te kan wees. Dit is my voorreg, jy weet. Die organisasie wat baat vind is Jumping Kids wat natuurlik proteses maak vir kinders wat ledemate verloor het. En dis een van hierdie wonderlikste dinge want dis hoekom ons gesê het dit kos jou nie 'n arm en 'n been om betrokke te raak nie. Ek is die stigter van Jumping Kids. Ons het dit so begin in 2009 as 'n charity organisasie om 'n verskil te maak vir kinders wat nie proteses het nie. Mense besef nie dat proteses natuurlik duur is nie, maar die tweede ding wat hulle nie besef nie is dat soos vir kinders proteses kinders groei. So ons moet die hele tyd dit onderhou en dit is 'n lekker aktiewe lewenstyl met die kinders. So hulle hardloop en speel en spring en dan is hulle in die water en dan is hulle in die sand, so die goeders moet in stand gehou word. So daar is 'n standaardingskoste, maar bedoel die grootste ding wat ons die mense vandag wil wys is dit is nie skaam om proteses te hê nie. Jy hoef glad nie skaam te kry nie. Enigiets is moontlik as jy jou hart daaraan sit. Terwyl ek hier tussen die mense deurstap, is baie opgewonde. Natuurlik vir mense lekker om al die bekendes te ontmoet, maar terselfdertyd hoor ek by elkeen die geleentheid. Ek het nou hier al by iemand gaan sak wat op hulle knieë is en net nie meer iets het om te gee nie en sê ten minste weet ek dis vir 'n goeie saak, jy weet en ek dink dis waaroor dit gaan.